Wie is God volgens die Bybel? Wie is God regtig? Is hy net 'n krag iewers in die heelal? Is dit net 'n ou man wat op 'n wolk is? Is hy ver en onbetrokke? Of is hy naby en persoonlik? Is hy streng en kwaad? Of is hy vol liefde en genade? En as hy werklik bestaan, wie sê hy self dat hy is? Want uiteindelik maak dit saak. Nie wat mense dink wie God is nie, maar wie God oor homself openbaar. Die Bybel begin nie net met 'n verduideliking nie, dit begin met 'n verklaring. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, soos wat Genesis 1 vers 1 vir ons sê. Hy word nie voorgestel nie, hy word nie verdedig nie, hy is. God is die ewige skepper. Voor tyd was daar nie chaos nie, daar was God. Psalm 90:2 sê vir ons van ewigheid tot ewigheid is U God. Hy het nie 'n begin nie, hy word nie gemaak nie, hy is nie afhanklik van iets nie. Alles bestaan omdat hy wou. Maar wie is hierdie skepper? In Exodus 3 ontmoet ons by Moses by 'n brandende bos. Moses vra, as hulle my vra, wat is sy naam? Wat moet ek sê? En God antwoord, ek is wat ek is. Dit is 'n heilige naam. Dit beteken, ek is die selfstandige een. Ek is die ewige. Ek is die onveranderlike. God is nie soos mense nie. Hy verander nie saam met kultuur nie. Maleagi 3 vers 6 sê vir ons, ek is die Here en ek verander nie. Maar die Bybel wys ons meer. In 1 Johannes 4:8 wys dit dat God liefde is. Nie net dat hy lief het nie, maar hy is liefde. Sy liefde is nie net sentimenteel nie, of swak nie. Dit is heilig, rein en opofferend. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondars was. Hier sien ons wie God is. Nie net 'n skepper nie, maar hy is 'n verlosser. Johannes 1 vers 1 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En vers 14 verduidelik vir ons, en die woord het vlees geword. Jesus Christus is God wat mens geword het. Nie 'n tweede God nie, nie net 'n profeet nie, maar Immanuel, God met ons. So as jy wil weet hoe God is, kyk na Jesus. Hoe hy die melaatse aangeraak het, hoe hy die sondaar vergewe het, hoe hy die storm stil gemaak het, hoe hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. God is heilig. Jesaja 6:3 roep hy, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hy is rein, hy verdra nie sonde nie, hy is regverdig. Maar daardie selfde heilige God kies om sonde op homself te neem. 2 Korintiërs 5:21 sê vir ons, hy wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wie is God dan volgens die Bybel? Hy is een. Deuteronomium 6:4 sê vir ons, maar hy is geopenbaar om as die Vader, Seun en Heilige Gees, soos wat Matteus 20 vers 19 vir ons sê. So dis een God, nie 3 persone nie. Dis nie net 'n menslike uitvinding nie, maar is 'n Bybelse openbaring. 3 karaktereienskappe van dieselfde God. Hy is alwetend, soos Psalm 139 van 1 tot vers 4 vir ons sê. Hy is alomteenwoordig en hy is almagtig. En tog ken hy jou naam. Jesaja 43 vers 1 sê vir ons, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Hierdie waarheid is nie net teologie nie, dit is persoonlik. Want as God net 'n skepper is, kan ons hom vrees. Maar hy is ook 'n verlosser, dan kan ons hom lief hê. Vandag lewe ons in 'n wêreld vol idees oor God. Sommige maak hom kleiner, sommige maak hom sagter, sommige maak hom irrelevant. Maar die Bybel wys 'n God wat groot is, wat heilig is, wat regverdig is, wat liefdevol is en wat genadig wys. En hy's absoluut betrokke. Hy's nie stil nie, hy het gepraat, ja, deur sy profete, hy het gepraat deur sy seun, want Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê vir ons, die vraag is nie net, wie is God? Die vraag is, hoe antwoord ek hom?
Want as hy die skepper is, dan behoort ek aan hom. As hy heilig is, het ek vergifnis nodig. Hy is liefde. Hy roep nader aan hom. En die mooiste waarheid, hy roep nog steeds. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. God is nie 'n koue mag nie. Hy is nie ver af konsep nie. Hy is 'n lewende Here. Hy is die Alfa en die Omega. Openbaring 1 vers 8. Hy is die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat kom. Wie is God volgens die Bybel? Hy is die ewige skepper, die heilige regter, die liefdevolle Vader, die gekruisigde verlosser. Hy is die opgestane koning en hy verander nie. Daarom is daar hoop. As hy liefde is, kan jy vergewe word. As hy getrou is, kan ek vertrou. As hy almagtig is, hoef ek nie te vrees nie. God is nie wie ons hom maak nie. Hy is wie hy homself openbaar. En wanneer ons hom sien, soos hy werklik is, val ons nie weg in vrees nie. Ons val neer in aanbidding. Want van ewigheid tot ewigheid is hy God. Amen.